Goeiedag liewe vriende, ek is nou nog steeds hier so in Appington. Ons het vandag baie hard gewerk om klomp verskillende onderhoude te verfilm en te werk aan die dokumentêr oor die onteieningssaak hier so in Appington van Sakkie se Aartjie se sy oord wat hy hier so gebou het op die bank van die Oranje rivier. En ons sit nou juis hier op Sakkie se Aartjie op die boot en ek het gedink dit is nou dalk 'n goeie tyd vir u om vir Sakkie self te ontmoet. Hierdie is Sakkie Spangenberg. Dankie Willem, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons is vandag hier op 'n boot wat al amper 28 jaar op hierdie rivier is. En ons is hier vasgemeer in 'n stukkie grond wat ek van 1999 af op is en ontwikkel het vanaf niks. En ja, maar dinge het nou maar redelik begin 'n wending neem die afgelope 3 jaar wat die ANC Youth League onder die naam Kashane Lifestyle net die perseel betree het sonder toestemming. En heel wat later het hulle eers 'n dokument gehad van die munisipale bestuurder wat sê hulle het 'n tydelike vergunning hier en nie lank nie na 'n paar insidente is die tydelike vergunning teruggetrek en hulle is meer as 3 jaar later nog steeds op die perseel. Vir 2 jaar lank het hulle krag en water getrek wat ek maandeliks nog steeds die rekening moes betaal het want dit was vir my naam. En so dit maar aangehou Willem, ek weet nie waar begin waar stop het. Dit is maar baie inligting. Wel Sakkie, die eerste ding wat my opgeval het toe ek nou gisteraand my ook so 'n livestream gemaak het hierso van jou perseel af en ek praat oor waarom ons hier is en die dokumentêr wat ons besig is om te maak is hoe ongelooflik baie mense in Appington daar kommentaar gelewer het en gesê dis so goed dat ons uiteindelik op die saak klim en hulle almal het net jou lof gesing daarso en almal het net vir my basies vertel wat so 'n wonderlike ou Sakkie is. So ek kon daar duidelik sien dat jou naam loop wyd hier in Appington en jy's regtig 'n geliefde man hierso. So ek dink ten spyte van die feit dat jy nou 'n bietjie teëspoed hierso opgetel het, kan jy daarom een ding sien en dit is dat jou gemeenskap staan agter jou, nie? Ja, nee, ek moet nou regtig sê ek het die gemeenskap se support, maar ek dink as ons nou maar teruggaan, aanvanklik van 2016 af by die grond openbare tender gesit het en wat ons in hoër appelhof moes gaan draai het, wat die munisipaliteit ordentlik pakslaag gekry het in die hof met kostes, is ek natuurlik by hulle glad nie die gewildste persoon nie en dit is baie duidelik dat hulle op hierdie stadium alles in 'n vermoë doen om my van die perseel af te kry. Dit is nogal ons munisipale bestuur meneer Itoba sê hy wil nie die boot verloor nie, die boot moet bly en hy wil die boot behou bly, maar hulle optrede sê absoluut net mooi die teenoorgestelde. En eers as ek geblok, dan word my krag gesny en toe is die Youth League ouens op die perseel. Ek is al 3 keer aangeraan, hier is 'n videomateriaal daarvan. Dit gaan alles natuurlik in ons dokumentêr wees, al daai videomateriaal en al die feite ook. Ja, die feite rondom dit, en die groot bekommernis eintlik daaroor is dat as ou nou net so terugdraai na die hofsaak toe hulle geweier dat ek na my eie boot toe kom. Hulle het privaat sekuriteitsmaatskappy gehuur met 4 wagte by die hek om my te keer dat ek in die afseisoen by my eie belange kan uitkom. Ja. Dis wat my jy so verskriklik baie pla van jou spesifieke storie. Is die feit dat jy het reeds hierdie saak in die hof gewen. Die ANC is nou al hierso vir amper 3 jaar lank onwettig, maar hulle bly net hier en dit laat my dink dit kan met enigeen van ons gebeur. Al is ons reg, ons kan die hofsaak wen en dan weier hulle net om te loop en die munisipaliteit weier om hulle hier af te haal, die polisie weier om hulle hier af te haal. So al is die reg aan jou kant en al het jy al reeds al die geld en tyd moes spandeer om hulle in die hof te gaan aanvat en jou saak te wen. Dit pla my verskriklik. Kom dink jy is dit so hier in Appington dat die polisie het nie hierdie ouens gaan verwyder die dag toe dit nou onwettig vir hulle geword het om hierso te wees in die eerste plek? Ja, kyk, daar was 'n redelike verwarring by die polisie. Kyk, ek
dink die polisie self is 'n bietjie oningelig oor van die sal ek sê die munisipale bylaws, die wette rondom geraas en daai en Maar ek praat nie eers van die geraas en so nie. Ek praat net van die feit dat hulle onwettig hierso sit. Die balje moet hulle mos verwyder. Dit is mos wat moet gebeur. Nou, almal hardloop na die munisipale bestuurder toe. Hy weier om te piek. Hy antwoord nie. Hy antwoord nie 'n telefoon nie. Jy weet hy dak en dive net alles, jy weet, of skuif dit na iemand anders toe. En sou hier polisie amptenare opdaag en die mense aanval. Ek weet van polisie amptenare wat op verhoor gesit is en gesê hulle is partydig en hulle ken my en hulle het my kant gevat en ek bedoel nou is hulle in die moeilikheid. Maar hulle is veronderstel om die kant van die wet te vat, nie jou kant of hulle kant nie. Die feite is op papier. Presies. So volg die feite op die papier, maar 'n ander geval is polisie amptenare weer gesê dat hulle is aangevat en gesê hulle die mense gevloek. Maar in plaas van daar waar hulle kom om hulle werk te doen. Weet en een van die polisie kolonel het 'n brief deurgestuur na ons munisipale bestuurder toe en te vra wat is die situasie, wat gaan aan, dat ons kan optree. En hy is dood eenvoudig deur 'n hoër rang as hy geoverrule en uitgehaal van hulle bo sy kop. Maar ek bedoel daai inligting kom net hier en sou dit hof toe van ek is op video materiaal, ek bedoel hy sê dit is bekend sal op die ondersoek wees of op die dokumentêr wees. Nou kyk hy video materiaal, nie een van daai sake het in 3 jaar in die hof gedraai nie. Nou as jy dit omdraai, dan jy daai eerste aan met jou gat in die tronk geslaan. Nee, dis verseker so, dit is eintlik vir my belaglik. Kan ek nou ook enige misdaad hier in Appington pleeg en as 'n polisieman my wil arresteer, dan sê ek net nee, maar hierdie polisieman het my gevloek en dan moet hy my uitlos, dan mag hy my nie arresteer vir die misdaad nie. Dit gaan nie verstaan te bowe as jy so daaraan dink. Ja, die probleem is hy word onmiddellik word die krimineel gecover deur ek noem dit sommer reg. Ek bedoel ek was op 'n vergadering gewees met hulle, party van hulle. Jy het nie nodig om langer as 5 minute met 'n persoon te praat nie, dan kom jy agter is 'n politiek geplaaste pap. Niks anders dan nie. So hulle weet van wie ek praat. So dit is alles is dubbele standaard. Daar's standaard vir jou as blanke en as 'n standaard vir hulle. En in Appington spesifiek, die blanke en die kleerling loop geweldig deur onder daai onregverdige behandeling. Daai onregverdige maak vir my glad nie sin nie. Jy sê die blanke en die kleerling, maar ek meen die kleerlinge hier is wat 65% van die populasie, die blankes is nog 'n verdere 10%, so die 75% blanke en kleerling populasie loop deur onder die 25% swart populasie. Ja, dis jy kry nou van die kleerling populasie wat alkant val, jy weet, wat nou ander daai kant hierdie maar ek bedoel die ou wat integriteit het weet waar sy realiteit staan, jy weet. Maar dit is, ek bedoel dis absolute wanbestuur en bose kringloop letterlik van die munisipaliteit deur ons hele wetgewing alles, jy weet, en die wat jy kan dit is heel duidelik. Hoe meer politieke connections hulle het, hoe arroganter raak. Ek bedoel die arrogansie is absoluut. Die arrogansie van party munisipale amptenare, die arrogansie van die youth, hulle weet ons is gekoud. Hulle word eenvoudig net nie teen opgetree. Maar om my te verhoed wat 'n reg tot 'n weg tot my eie besigheid het, kan hulle 4 wagte by die hek sit van 'n privaat sekuriteitsmaatskappy. En dit bekostig. Maar om hulle uit te kry, sluit hulle die hek. 'n uur later kom hulle knip die hek oop, hulle kom eenvoudig in, betree die perseel en dan staan almal terug. Niemand doen niks nie. Verstaan, dit is so duidelik dat hierdie is 'n aanslag, absolute aanslag teen die wit Suid-Afrikaner. Wel Sakkie, ek hoop dat as ons dokumentêr nou Dinsdag vrygestel word en daar's baie mense wat nou
hom oral versprei en hy maak nou ek hoop hy maak 'n nasionale impak en ek hoop dat as gevolg van daai blootstelling wat jy en jou saak kry dat dinge gaan verander. As dit gebeur dan sal ek voel dat ek het iets bereik met hierdie saak. En ek hoop regtig ons gaan dit reg kry. Ja, ek wil sê regtig ek hoop so en ek dink as daar een dorp in hierdie land is wat die mag het om op te staan teen hierdie ewel wat besig is om kop uit te steek, dan sal dit Appington wees. Ja, nee, verseker. Ek was ook baie beïndruk geweest met Appington. Dit is 'n lieflike plek en lieflike mense. Baie dankie Sakkie. Ek wil sê dankie Willem.